Amen. Prys die Here, jy is opgeroep vir meer. En ek bid vanmôre dat jy 'n goeie woord van die Here sal ontvang. My gebed vir jou is in die naam van Jesus Christus dat jy sy liefde en sy krag en net sy vrede ervaar. Die woord van die Here sê, en Jesus praat self, hy sê, vrede laat ek vir julle, my vrede, nie soos die wêreld gee nie, maar soos wat die Vader aan my gegee het. Jy is opgeroep vir meer, en ek is baie opgewonde om vanmôre net met jou te praat, net op 'n plek te wees, waar ek sê, wees jy rustig, wees jy in 'n spasie waar die Here totaal en geheel beheer oor jou het. Weet julle, ek sien bokse, selfs hier in die kantoor waar ek sit, het ons soveel keer bokse, soveel idees, hoe God moet wees, wat God moet doen, hoe God moet operate, as ek dit nou so kan sê. En baie keer druk ons die Here in 'n boksie en ons sê, Here, U pas in hierdie boksie. En ek wil net vandag vir jou sê, baie keer kom mense en hulle sê, maar God genees nie, maar God help nie, God sien nie my hartseer nie, God sien nie waardeur ek gaan nie. Of vanmôre vir jou sê, mense is besig om die Here in 'n boksie te druk, en ek wil vir jou sê, die Here is nie in 'n boksie nie. Die Here is God almagtig. Hy is meer as in staat om in jou situasie 'n groot verskil te maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, take hope. Die Engelse mense sê altyd, take hope in the Lord Jesus Christ. En ek wil regtig net vanmôre, wil ek 'n woord by jou los, weet jy? Ek het so begeerte net om vir jou te sê, dat jou seisoen is nog nie klaar nie. Baie mense voel, die tyd het gekom, dat hulle moet aanbeweeg, en ek wil vanmôre vir jou sê, die Here sê, jou tyd is nog nie daar nie. Jy is opgeroep vir meer, en ek wil vanmôre jou uitdaag, wen een siel vir Jesus Christus, wees 'n verskil, wees die antwoord waarop mense wag in hierdie tyd. Ons lewe regtig in 'n tyd, my boetie en my sussie, waar die Here manne en vroue nodig het, wat kan opstaan en sê, hier is ek, Here, gebruik my. En ek wil net vir jou sê, daar waar jy is in jou sitkamer, daar waar jy is by jou werk, of by die kerk, maak nou nie saak waar jy is nie, wil ek regtig net vanmôre vir jou sê, daar is hoop in die naam van Jesus Christus. En ek wil vanmôre, wil ek 'n woord by jou los, en ja, ek sien baie uit, die Here seën ons, ek kan nie eens begin om vir julle te sê, hoe goed die Here vir ons was nie. Ons bid nou al vir maande, dat die Here vir ons 'n nuwe klanksysteem gee, en ons sê, Here, ons kort R20,000. En maande gaan verby, en ja, soos ons weet, jare gaan verby, en op 'n dag, kry ek 'n SMS op my foon, en iemand betaal R20,000 aan my rekening, op die nommer. Ek wil net vir jou sê, moenie ongeduldig wees nie. Die Here weet wat hy doen, hy weet wat hy in jou lewe doen, en hy weet wanneer om dit vir jou te gee. Hou aan bid, hou aan vertrou, die Here gaan jou uithelp. Ek wil net vir jou sê, ek verheerlik die Here, dat hy alles waarvoor ek gebid het in my lewe, het die Here vir my gegee, maar ek het geweet om te bid volgens sy wil. Ons kan nie vir God sê, ek wens dit en ek wens dat nie. As ek en jy begeerte in ons hart het, en ons sê, Here, hier is my begeerte, en dan werk ons saam met die Here, om daardie doel uit te leef. En ek wil net vir jou sê, take hope in the name of Jesus. Ek wil net vir jou sê, ek en my vrou is evangeliste, ons travel van plek na plek, partykeer, ons bedien in gemeentes, ons bedien op plekke. As jy voel op jou hart, dat jy iemand wil nooi om te kom bedien, ons is baie profeties, die Here gebruik ons in genesing, die Here gebruik ons baie in bevryding, en as jy op jou hart voel, nooi ons, stuur vir ons 'n WhatsApp, en ons kyk hoe ons by jou kan uitkom. Weet julle wat? Die Here het 'n groot plan met jou lewe, en ek wil vanmôre vir jou sê, jou tyd is nog nie klaar nie. Wees asseblief bemoedig vanmôre, dat Jesus nog 'n plan het vir jou lewe. Ek voel net vanmôre om vir jou te sê, die duiwel wil hê jy moet opgee.
Die woord van die Here kom in Openbaring en Jesus sê, ek kom, en wanneer ek kom, bring ek die beloning vir hulle wat gehoorsaam is. Daar's beloning vir my en jou as kind van God. Wil ek gou vir jou sê, daar's 'n groot beloning in die hemel vir ons. Hou uit, hou aan. Die Here herinner my nou aan 'n skrif in Efesiërs 2, 1-2, sê die woord van die Here, dat die Here ons geseën het met alle geestelike gawes in die hemel deur sy seun Jesus Christus. Hoor gou wat ek vir jou sê, alles wat jy nodig het, het God jou klaar mee geseën. Alles wat jy nog gaan nodig het, gaan die Here jou seën. Alles wat jy in hierdie lewe nodig het, sal God voorsien. Ek en jy is in Christus Jesus, en omdat ons in Christus Jesus is, besit ons autoriteit nommer 1 om die duiwel te bestraf. Ons besit autoriteit om duiwels uit te dryf. Ons besit autoriteit om mense tot vryheid te roep in die naam van Jesus Christus. My gebed vir jou is dat jy 'n nuwe ontmoeting met die Heilige Gees sal hê in die naam van Jesus Christus. Ek het 'n woord op my hart, en weet julle, ek het 'n vraag wat ek jou wil vra, en ek wil jy moet eerlik wees vanmôre. Hoekom is jy kwaad vir God oor die dinge wat mense aan jou gedoen het? Wil ek gou weer duidelik maak, hoekom is jy kwaad vir die Here omdat jou boetie of jou sussie in die gemeente jou seer gemaak het? Hoekom is jy kwaad vir God omdat mense jou verwerp het? God sê, bekeer jou, kom terug na my toe. Ek het jou lief. Die Here se plan vir jou is nie dat hy jou wil verwoes nie, maar mense het jou seer gemaak en jy het kwaad geraak vir God. Jy weet, baie keer as ons seer kry, ons almal doen in die kerk, in bedieninge, buite, baie keer voel dit vir ons kry meer liefde van die wêreld af as wat ons liefde kry die kerk uit. Ek wil net bemoedig vandag, hou vas aan die Here Jesus Christus. Sy plan, sy doel vir jou lewe sal suksesvol wees in die naam van Jesus. Ek wil hê jy moet opgewonde raak. Ek wil hê jy moet moed vat. Jy moet sê, Here, vat my hand. Kom ons loop hierdie pad saam in die naam van Jesus Christus. Weet julle, ons lewe in 'n tyd waar dit so belangrik is om die liggaam van Jesus Christus te wees. Oral waar ek ry in Kaapstad, sien ek kerke, ek sien bedieninge, en ons het so baie kerke, maar ek weet nie of ons regtig die kerk van die Here Jesus Christus is nie. Jy weet, mense is besig met hulle eie dinge, met hulle eie programme, kerke floreer finansiëel, kerke floreer in getalle en mense, maar dan as jy daai kerk sien, dan sien jy hulle wen nie siele nie. Hulle maak nie 'n verskil in die lewe nie. Ek wil vandag vir jou sê, dat as jy nie siele wen nie, dan het jy nie die liefde nie. Dan verstaan ons nie wie Jesus Christus is nie. En die woord hy kom so baie mooi, en hy sê, die probleem hoekom ons nie siele wen nie, is omdat ons nie die liefde van Jesus Christus verstaan nie. Eerstens moet ons by onsself begin. Het jy jouself lief? Kan jy vanmôre sê, ja, ek het myself lief? Kan jy vanmôre sê, dat die liefde van die Here in jou lewe is? Die tweede ding wat ek jou wil vra is, het jy die Here God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand? En as jy nee sê vanmôre, wil ek vir jou sê, om nader aan die Here te trek, in plaas daarvan, om weg te trek van die Here af. Sy doel, sy plan, is regtig nie vir jou vanmôre, dat jy en hy uit mekaar uit moet drywe nie. Nou, ek wil net vir jou sê, ons wat in die kerk is, moet begin om mekaar meer lief te hê. Jy weet, ek onthou as kind, het ek in die AGS kerk in Klerksdorp groot geword. En ek wil nie regtig sê wat, jy weet waar die gemeente is nie. Maar ek as 'n jong man of 'n jong kind, ek het nooit liefde beleef in daardie gemeente nie. Ek het wel groot oë gesien, ek het wel vingers gesien, jy weet, want mense dink baie keer, as jy 'n kind is,
as jy stout en jy's van die duiwel. En weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie hoe God na jou kyk nie. Ek het al baie seer gehad in my lewe in kerke waar mense, hulle voel bedreig deur die teenwoordigheid. As ek nou net 'n bietjie beter preek as jy, dan is ek 'n bedreiging. Ek weet hoe voel dit wanneer daar nie liefde in 'n kerk is nie. Ja, jy's opgeroep vir meer en ek wil vir jou sê, you were called to love unconditionally. So sal die mense van die wêreld weet dat ek en jy kinders van God is, wanneer hulle sien hoe lief ons vir mekaar is. Ek wil net vir jou sê, ons gaan na 1 Johannes 3, ons kyk daar van hoofstuk 3 af. So hy sê, hoor gou hierso, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Daardie liefde waarvan hy praat, ek wil vir jou sê, ek en jy vergeet baie keer wat die Here vir ons gedoen het. Jy weet, in die Romeinse tyd was daar 'n mark gewees. En wat gebeur het is, mense het na hierdie mark toe gegaan en hulle het slawe gekoop. Jy's gevoer na 'n mark toe, jy's vasgebind as 'n slaaf en jy's verkoop daar. Wat ek vir jou wil sê is, daar's handel gedryf met slawe en daar's seker plekke vandag nog waar daar slawe gehandel word. Maar ek wil vir jou sê, daar het 'n man gekom op 'n dag en hy het in hierdie mark ingegaan en hy het al daardie slawe het hy gekoop. En toe die slawe voor hom staan, toe sê die man vir hom, julle is vry. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat die Vader Jesus Christus na die wêreld toe gestuur het om ons eerstens los te koop as slawe. Ek dink ek en jy moet net 'n bietjie teruggaan en net sê, Here, dankie dat U my verlos het, dankie dat U my vry gemaak het van hierdie slawerny af. Ek en jy moet nou terugdraai en sê, Here, omdat U my lief gehad het, omdat U my vry gekoop het, omdat U my vir my omgegee het, Here, wy ek my lewe nou aan U. Maak nie saak wie jou seer gemaak het nie. Maak nie saak wie jou verwerp het nie. Maak nie saak of jy goed is en sleg is in mense se oë nie. He paid a price for you. En jy is nie meer 'n slaaf nie, maar 'n kind van God. En dis hoekom hy sê, kyk wat so groot liefde het God eerstens vir ons gehad. Ek dink ons kan nie ander mense lief hê nie, omdat ons nie verstaan hoe lief die Vader ons het nie. Ek wil graag 'n paar verse aangaan, en hy sê hierso in vers 11, dit is vir my so kragtig, hy sê, dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, ons moet mekaar lief hê. Ek dink dis een van die grootste challenges wat ons in die kerk het vandag, om ons boeties en sissies lief te hê. So, moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort, en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was, en sy broers in reg was. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Ek wil vir jou sê, as daar boetie en 'n sussie in jou kerk is, en jy wil nie langs hulle sit nie, of jy kry gevoel in jou binneste as jy naby iemand kom, wil ek vir jou sê, die woord sê, dit is onmoontlik om mense nie lief te hê en 'n kind van God te wees nie. Ek en jy is geroep as kinders van God om lief te hê. Dis 'n moeilike challenge. Ja, yes, Here, hoe kan ek my vyande lief hê? Dank die Here. Jesus het gesê, dit is voordelig vir my om weg te gaan, want as ek gaan, sal ek aan julle stuur die vertrooster, die Heilige Gees. Ek wil jou uitdaag vanmôre, ek weet nie in wat se toestand jou hart is nie, en ek voel net vanmôre dat die Here sê, ondersoek jou hart vanmôre. Wat is in jou hart? Jy weet, ons bid baie en ons vra die Here, Here, asseblief, gee my uitweg. Maak 'n weg vir my, Here. Ek weet nie watter kant toe nie. Ons bid, Here, maak ons gesond. Here, help ons in finansies. Here, help ons in ons bediening.
maar ons kan nie dit ontvang nie, want ons het 'n hart van onvergewensgesindheid. En glo my, ek weet hoe dit voel. Ek was self in my lewe deur baie pyn en baie hartseer, en die dag toe ek besluit ek gaan vergewe, is die dag wat die Here my opgetel het en my gevat het van hoogtes tot hoogtes. Luister gou, daar is miljoene mense op hierdie aarde. Hoekom is jy bekommerd oor 2 of 3 mense se opinie oor jou? Die Here het jou losgekoop en jy is geregverdig alleenlik deur die bloed van Jesus Christus. Dit is my uitdaging vir jou vanmôre. Ek weet nie waar jy is nie, wat 'n land jy is nie. Die woord van die Here sê in 2 Timoteus 3 dat in die laaste dae gaan mense 'n beeld van godsaligheid hê. Jy weet, hulle gaan lyk of hulle kerkmense is. Hulle gaan mooi baadjies aantrek en 'n mooi das aantrek en hulle gaan die mooiste karre hê. Hulle gaan hulle hande opsteek in die kerk, maar hulle gaan nie die krag van die Here hê nie. Daar's geen liefde nie. Die enigste liefde wat die mense in die eindtyd gaan hê, is liefde vir geld, liefde vir genot, liefde vir ligte, liefde vir wonderwerke, liefde vir mense. En ek wil vandag vir jou sê, die dag toe jy jou hart vir Jesus Christus gee, het jy jou reg aan die Here gegee om enigiets te doen. Ek sê baie keer as ek preek, sê ek vir die mense, sê bietjie vir iemand langs jou, it's not about you. En ek dink ons moet volgens daai slogan leer. It's not about you, it's about the kingdom. Ek wil vandag vir jou sê, moenie te gemaklik raak in die situasie waarin jy is nie. God wil hê, jy moet opstaan. Jy weet, daar het 'n dag in my lewe gekom waar die Here my opgetel het, uit my sonde uit my omstandighede. En die woord van die Here kom en hy praat van Josua en hy sê, hoe die duiwel hom beskuldig, hierdie priester, en hoe vuil sy klere was. En die Here kom en hy sê vir hom, Satan, bly jy nou stil. Trek vir die priester mooi klere aan. En die Here seën hom. Dit is sy hart. Sy hart is nie om jou te beskuldig nie. Sy hart is nie om jou te verneder nie. God se hart is om jou lief te hê, vir jou om te gee. En mag ek ook sê vanmôre, dat die Here jou so lief het, dat hy wil hê dit moet goed gaan met jou. En ek challenge jou vandag, gaan sit 'n bietjie en dink, wie is daar in jou lewe wat jy nie vergewe het nie? Wie is daar in jou lewe, in jou kerk, selfs in jou huis? Kry jou hart skoon, want die woord van die Here sê, as ons nie vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. Ek wil jou aanmoedig, wees eerstens lief vir jouself. Dis die woord van die Here wat vanmôre my hart is, wees lief vir jouself eerste. En wanneer jy lief is vir jouself, wees lief vir God en wees lief vir mense. Want as jy nie jouself lief kan hê nie, gaan dit onmoontlik wees om ander mense lief te hê. Ek wil graag saam met jou bid. Ja, in hierdie lewe sê die Here, sal julle vervolg word. Ons is nie beter as Jesus nie, ons is nie groter as Jesus nie. As hulle Jesus vervolg het, sal hulle ons ook volg. Ek wil jou aanmoedig, kom ek bid saam met jou, dan vra ek die Here om 'n nuwe ding in jou hart te doen. Hemelse Vader, dankie dat U die God is van liefde, dankie dat U die God is van genade. Here, ek bring elke boetie en elke sussie vanmôre na U toe, in die naam van Jesus Christus. Here, U sien die pyn, U sien die hartseer. Ek vra dat U sal gesond maak, dat U hulle sal restore, dat U hulle sal oplig, in die naam van Jesus Christus. Here, ek bestraf elke verbitterde hart, ek bestraf elke jaloesie, nydigheid, twis, enigiets wat in hulle harte is, in die naam van Jesus Christus. Here, U het ons geroep to carry your glory. We are carriers of your glory. Here, en ek bid, seën elke kyker nou, in die naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here. As hierdie video vir jou iets gedoen het, asseblief stuur vir ons 'n boodskap. Kom ons maak 'n bietjie koneksie. Ek wil jou ook sê, ons het 'n Facebook page, ETC Ministries. Gaan kyk op Instagram is ons is op TikTok. Gaan kyk wat die Here doen. Die Here is besig om 'n groot oes in te bring. Ek en jy moet net sê, ja Here, hier ek stuur my. Mag die Here jou seën in die naam van Jesus Christus.